Ek in die son. Die son is by my. Welkom. Goeiemôre gemeente. Het is 'n groot voorreg om vir julle hier te verwelkom. En ek het gesien hier is nuwe mense by ons. Dis Shaal en Anne-Marie. Hulle is van Middelburg af. Jy sien almal kom maar daar van Pretoria se kant af. Blou hulle. Reg nie? O nee. Maar baie welkom vir hulle. Ek wil sê vir hulle welkom hier so by ons. Jy moet daai bas 'n bietjie afdraai. Ek hoor die bas is 'n bietjie erg. Is daar nog iemand wat vir die heel eerste keer hier is? Daar sê, waarvan kom julle? Kempton. Kuier jy hier of is jy hier vir permanent? Baie welkom, wat is jou naam? Malcolm vir die eerste. Kom skryf hom ook 'n lekker hande klap. Welkom vir hom. Die heel eerste keer hierso. Ja, ek het nou vanoggend gedink, kyk as ons mekaar mos nou groet, dan sê ons mekaar, sê baie keer, wel mag, veral as jy nou ou goeie wense toewens. Dan sê jy net vir hom, mag dit met jou goed gaan, mag die Here jou uit jou sokkies uitseën. Ek het nog nooit verstaan hoekom nie, maar ek wil julle groet. En dis 'n groet wat jy self moet gaan toets of jy die groet wil hê. Want hoor wat staan hier in Johannes se 3de brief. Hy sê ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed met jou gaan as wat dit met jou geestelik gaan. So ek hoop dat jy so gesond sal wees en dit met jou so goed sal gaan soos wat dit nou met jou geestelik gaan. So as jy in 'n geestelike slegte plek is, dan is die ding eintlik, ek hoop dat dit met jou sal sleg gaan, maar dit wat hier staan. So dis my enige ongelooflik, vanoggend in my stilte tyd gelees, ek dink ek verslaan dit my so half teen die muur, dat jy vir iemand sal sê, ek hoop, jou geestelike lewe is op so vlak, dat ek vir jou kan sê, mag dit met jou so goed sal gaan, mag dit met jou so goed gaan, soos dit met jou geestelik gaan. So welkom hier, en kom ons bid. Here, ons wil regtig, hierdie groet het my vanoggend net getref, toe u my gegroet het, toe ek hierdie stuk gelees het, en ek besef het, as dit met my moet gaan, baie keer soos in my geestelike lewe gaan, dan sal ek moet siek wees, en dan sal dit met my eintlik sleg moet gaan. En dit spoor my maar net weer aan, en ek hoop dit spoor ons aan om te sê, maar ek wil hê dat my geestelike lewe die barometer moet word, waarteen u my sal meet, en mense my sal meet, en mense van my sal kan groet, en sê, mag dit met jou so goed gaan, soos wat dit met jou geestelik gaan. En ek wil myself weer kom verbind daaraan, en ek hierdie gemeente, en elke lidmaat, wil kom verbind om te sê, Here, ons wil groei in ons geestelike lewe, en dat ons kan getuig, dat dit met ons goed gaan, omdat dit geestelik met ons goed gaan. So seën vir ons nou, en ek wil op julle kom lê, die genade, en die vrede, en die liefde, die teenwoordigheid van 'n drie-enige God. Mag jy dit beleef vanoggend. Vader, Seun, Heilige Gees, seën ons, en is by ons. Amen. Kom ons staan, en dan sing ons 'n lied, wat ons die koning van die konings besing. Hy is die koning, hy is die Here oor almal, sy naam is Jesus Christus, Heiland, Here. Kom ons staan, en ons sing ons. Hy is die koning van konings, hy is die Here oor almal, sy naam is Jesus Christus, Heiland, Here, sing vir hom 'n lied. Hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag, hy leef hier in my hart, hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag. Sing halleluja, Jesus leef, hy leef hier in my hart, sing halleluja, Jesus leef vandag. Hy is die koning van konings, hy is die Here oor almal, sy naam is Jesus Christus, Heiland, Here, sing vir hom 'n lied. Hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag, hy leef hier in my hart, hy leef hier in my hart, my
vir julle wat nou nie te Sjaal en Annemarie en Malcolm, ons het 'n tradisie ons het 'n gebedsbakkie voor, en ons gebedsbak, ons bid ons altyd, en ons bring ook blomme, as ons sê die Here het ons gebed verhoor. Nou vandag is ek oorweldig, hier is baie blomme, dis een groot blom, wat 'n groot dankie kom sê, vir die Here, en dit wat die Here gedoen het, en ek gaan hom hier insit, vrouens, julle sal hom op 'n manier kom organise. Nou as jy nog 'n blom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, blomme wat net kom sê dankie, dankie vir wat die Here vir ons doen. En ek wil julle uitnooi, ek het gesê laas keer, die 22e volgende week, het ons mos 'n feesdiens, ons sluit af met daai hele gedeelte van die verlore seun, want ons is besig om te praat dat hierdie plek, die kerk is die perfekte plek vir nie perfekte mense. Dit het ons vir mekaar ons nou gesê. En as jy nou die verlore seun se gedagte gaan lees, dan is dit ons nou juist dit, om te sê dat die verlore seun se getuienis daarvan, dat die Here, is eintlik maar 'n verhaal van die Here, dat hy mense toelaat terug. So as jy voel dat jy in hierdie jaar gegroei het, of iets vir die Here net wil kom dankie sê, dan bring jy blom, en dan gaan ons hierdie plek vol maak. Net om te sê, Here, dankie dat ek geestelik kon groei, en geestelik u beleef het, en dat ek regtig kan getuig van u. En ons gaan ook nagmaal dan hou, so bring dit sommer so 'n heerlike feesgeleentheid, bring sommer julle vriende ook na daai geleentheid toe. Hier sê, kom ons bid vir die kinders wat eksamen skryf, en vir almal wat geraak word met die dinge in die wêreld. Ons gaan nou ook bid vir dit wat in Parys gebeur, dat dit nie 'n direkte invloed op ons het, maar dit 'n groot invloed in ons wêreld. So ons gaan daarvoor bid en vir die Here vra. Ons weet ook dat die Here is besig met sy plan. Hy is in beheer. Bid asseblief vir ons kinders dat hulle die Here sal vind. Is daar nog gebedsversoeke? Steek gou julle hande op. Daai kant. Baie. Here, ons het hierdie lied gesing, U is die koning van die konings. En as ons dit bedoel, en ek weet ons het dit bedoel, dan is dit mos nou U kinders wat by die koning kom staan, wat oor alles beheer het. En hierdie blomme wat ons hier gesien het, hierdie klomp blomme wat ons vandag hier kom insit het, is net doodevoudige getuienis daarvan, dat U is 'n lewende God, wat nie net hoor nie, maar wat saam met ons lewe, wat in ons lewe. U sê, U Heilige Gees se woonplek is in ons. U het nie by ons kom kuier nie, U het met 'n treklorry by ons ingetrek. Alles van U is by ons. U bly nou by ons. En nou met U praat ons en kom vra ons bid vir ons kinders, ons bid hierso, ons bid dat ons kinders die Here sal vind, en ons bid vir hulle wat nou eksamens ook skryf. Die studente, die hoërskool, laerskoolkinders, selfs ouer mense wat eksamens skryf. Ons wil regtig kom bid, dat U vir hulle sal help, ook om gemotiveerd te leer. Ons bid vir dit wat in die wêreld aan die gang is. Ons is nie seker wat om te bid nie, maar U sê ook in U woord, Romeine 8, as ons nie weet wat om te bid nie, kan ons maar net na die Heilige Gees toe kom en vra, Heilige Gees, U hoor ons ongemak, U hoor ons harte vir hierdie omstandighede in Parys en in die res van die wêreld. So ons bring net ons versigtiging na U toe. En ons kom vra, wil U nie in die eerste plek hierdie hele gebeurtenis vat, en soos wat U altyd doen, dit ten goeie laat meewerk vir U koninkryk. Want U is die koning. So ons kom pleit dit by U. U die name uit die hande gesien wat opgegaan het, ons kom bid vir U, wat die koning van die konings is. Hoor ons as ons by U kom bid. In Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en sing ons. Uit die diepte van my hart verklaar ek my liefde net aan U, my bruidegom wat kom. As die wêreld my verlei en my wil wegruk uit die arms, dan hou U my vas. U is myne en ek behoort aan U. U is myne
verlei. En my wil wegruk uit die arms, dan hou U my vas. U is myne en ek behoort aan U. U is myne en ek behoort aan U. My hart, my siel, my lewe is in U hand, my geliefde, U is al wat ek begeer. My hart, my siel, my lewe is by U, my bruidegom wat kom. My hart, my siel, my lewe is in U hand, my geliefde, U is al wat ek begeer. My hart, my siel, my lewe is by U, my bruidegom wat kom. As julle Bybels daar by julle het, dan kan julle oopmaak daar by Handelinge 2. En ek gaan daar by vers 37 nou lees. Ek dink julle moet my gain 'n bietjie opsit. Ek weet nie, iets is nie lekker nie. Hoor julle my? Klink of ek in 'n grot is. Miskien is ek in 'n grot. Kyk maar hoe gaan dit daar. Kom ons bid. Here, ons gaan nou U woord in die hand neem. En U woord is die waarheid. Ons glo dat U woord en die Gees is dit wat ons maak, dat ons die woord wil lees. Daar is vir ons geen ander riglyn wat vir ons kan vertel nie. Die wêreld kan vir ons kom vertel, en wette kan vir ons kom vertel, en mense kan vir ons kom sê, maar ons stop by die woord. En hierdie woord is U woord, wat U vir ons gegee het. So vanoggend as ons daaruit lees en daaruit gaan oordink, dan vra ek dat U vir ons sal duidelik lei, en vir ons alles sal gee, wat ons nodig het om gemeente te wees, kerk te wees, hier uit te gaan, vol van U, gereed om ook kind van God te wees, in 'n wêreld wat eintlik honger en dors na God. As ons luister wat gebeur, dan is dit maar net een groot uitroep, ons soek God. En hier sit ons het die lewende God in ons, en by ons, en in die woord. En daarom vra ek dat U elke gedagte van ons nou gevangenes sal neem, sodat ons sal kan hoor wat U vir ons wil sê. Ons sien met 'n verwagting uit, hoe elkeen van ons op U manier aangeraak sal word. Amen. Ek lees daar by vers 37 by Handelinge. Ek gaan eers die eerste gedeelte lees en net oor die ander gedeelte. By die aanhoor hiervan is die mense diep getref. Nou wat ek net vir julle die agtergrond gou gee wat hier gebeur het, Jesus is nou weg. Dis nou 50 dae nadat Jesus weggegaan het. En hy het vir hulle gesê, julle moet op hierdie plek vir my sit en wag, want ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur, en die Heilige Gees gaan julle vervul, en hy sal vir julle krag gee, en dan kom dit, en dan is hulle 120 ouens besig om te bid, en dan op 'n stadium, dan word die Heilige Gees op hulle uitgestort, en ontvang hulle die Heilige Gees, en dis nou wat gebeur, nadat dit gebeur. Petrus het opgestaan, hy skielik begin preek, hy's 'n visserman, hy kan nie eers ordentlik geskryf het nie, hy was nie ongeletterd, hy kom, en hy staan op, en hy begin te preek, vol van die Heilige Gees, en dan sê hy, by aanhoor hiervan, is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? En toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle, en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor,
laat julle red tussen hierdie ontaarde mense. Nou, ontaarde mense is maar hierdie sondige mense, né? En dan sê hy, die wat sy woord aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. En hulle het hulle heel hartig toegerei op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, en die gebede. So dis ek dink die preek van Petrus was baie korter as die doop, né? As daar 3000 mense gedoop moet word, ek was eendag in 'n VGK kerk waar daar 55 babietjies gedoop was. En dit was nog al 'n uur lank net die doop. Nou kan jy dink as die 3000 mense moet doop, hoe lank sou so doopgeleentheid wees? Die preek was baie kort, die doop was baie lank. Dis die eerste diens. Dis die heel eerste kerkdiens was so. Nou ons tema vir hierdie kwartaal is mos dat die kerk is die perfekte plek vir nie perfekte mense. En vanoggend gaan ons spesifiek oor daai eerste gedeelte praat, die kerk. Want ek dink elkeen van julle wat hier sit, het 'n kerkbegrip. So moet kerk wees. So moet ons kerk hou. En so moet dit elke Sondag plaasvind. Die kerk. Nou as ons sou wil weet, hoe sal die ideale kerk lyk? Of hoe sal die perfekte kerk lyk? By watter gemeente sal ons dan gehoor? Waar gaan ons hoor? By jou ou kerk in Suid-Afrika? Gelukkig is ons nie meer in Suid-Afrika nie. Hierdie is 'n nuwe kerk wat totaal nuut in hierdie land geplant word. Ouens sê vir ons, hierdie is 'n Suid-Afrikaanse kerk. Ek sê nee, hierdie is 'n Australiese kerk. Hy is hier geplant. Hy kom nie van Suid-Afrika af nie. Ons bedien in Afrikaans, prys die Here daarvoor. Want as julle moet hier sit en ek moet Engels praat. Ai. Maar toe maar, julle sal dit kan hoor. En dit klink amper soos Afrikaans. Maar dis die kerk, so by wie gaan ou aanklop? Ek het gedink die enigste plek waar ons kan gaan aanklop is by die eerste kerk. Hierdie heel eerste gemeente. Hulle sê hier in vers 37, toe hulle hierdie goed hoor, dan sê hulle by die aanhoor hiervan is die mense diep getref. En hulle het vir Petrus gevra wat hulle moet doen. En dan sê hy vir hulle, julle moet julle bekeer, julle moet julle laat doop. So dink nou vir jou aan, dis nou die Sondag na Pinkstersondag. Ek weet nie of hulle die eerste Sondag by mekaar gekom het nie, maar hulle het by mekaar gekom en daar staan, hulle het by mekaar gekom. So dink jy nou aan, jy's in die gemeente, dis die heel eerste Sondag na Pinkster. Nou hou hulle kerk. Dis die heel eerste keer wat hulle 'n kerkdiens hou. Wat het hulle? Hulle het nie 'n dogma nie. En dogma is, maar hoe werk kerk? Hoe moet kerk wees? Een ou se dogma is so, die kerk moet so wees. En hulle het dit nie. Hulle het nie een of ander liturgiese orde wat jy moet volg, of 'n belydenisskrif waar jy moet aan vashou, of manier van kerke, of 'n kleredragkode, of hoe moet musiek lyk nie, en wat moet musiek wees, wanneer moet jy opstaan, wanneer moet jy sit, wanneer moet jy staan. Hulle het niks nie. Hulle het nie musiek hier voor op 'n verhoog, met rook wat so uit die verhoog uit skyn. Hulle het nie eers goeie predikers gehad nie. Nie dat ek vir Petrus sê, hy is nie 'n goeie prediker nie, maar hy's 'n visserman. Johannes was net so in die 20, miskien 21. Hulle is die dominees. Die Here kom en hy sê vir die eerste gemeente se dominees, is Petrus, wat so arrogant is, wat nie eers kan skryf nie. Want jy kan gaan lees in sy briewe, hy sê ek skryf nie, Silwanus skryf vir my. En Johannes, en Jakobus. Dis die eerste kerk. So wat het hulle gehad? Ek lees hier in vers 42. Hulle het gehaat. Hulle sê hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. So hierdie nuwe kerk, hierdie eerste kerk, hulle eerste erediens, het hulle begin nie met ons hedendagse denke van hoe moet kerk wees nie, met dood eenvoudig hierdie ding van hierdie vers, en dis waar hulle begin het. En uit dit het alle kerke gekom. Dit was die heel eerste gemeente, en uit hierdie gemeente is alle kerke geplant. Nou dan dink ek, as ons moet gaan vra, by watter kerk moet ons aanklop, as ons sê die kerk is die perfekte plek, dan dink ek, daar's geen ander kerk as om te sê, maar kom ons kyk, hoe was die eerste kerk? Hoe het hulle gemaak? Hulle sê, hulle het hulle toegespit in die leer van die apostels. En die leer van die apostels was wat? Jesus. Hulle kon net oor Jesus gepraat het, want dis al wat hulle gehad het. Hulle het nie visserman storieetjies met hulle gepraat nie. Petrus kon,
Maar hy praat oor Jesus. Soos jy dink aan die eerste gemeente, dan was hulle 'n Jesus gesentreerde gemeente, waarvan die woord belangrik was. En hulle het die Gees gehad, want die Heilige Gees is die vorige Sondag op hulle uitgestort. En daarvan af het hulle die Gees gehad. Jy kan dwars deur Handelinge gaan lees. En Handelinge is so 'n lekker boek, het maak jy so opgewonde. Miskien is dit 'n goeie boek om in Desember maand te lees. Dan lees jy hoe die Here die kerk gebou het. Hy sê elke keer, dan staan ou op Stefanus, onder leiding van die Heilige Gees. Petrus, onder die leiding van die Heilige Gees. Later Paulus, elke persoon wat opstaan, onder die leiding van die Gees. Hulle het die Gees gehad. En dan het hulle mekaar gehad. En dan het hulle nie stil gebly nie. Hulle kon nie stil bly nie. Hulle het besef, hulle is ongered. Hulle het besef, wat beteken dit om ongered te wees? En hulle het besef, as hulle weet hoe dit beteken om ongered te wees, dan moet die mense wat nog nie die Here ken nie, dan weet hulle hoe hulle voel, en daarom het hulle nie stil gebly nie. En daarom kan 'n mens eintlik maar sê, and the rest is history. Maar ek wil daai history anders skryf. Ek wil sê, his story. As jy nou weer enigstens met 'n ou praat wat sê, hy glo nie, vra net vir hom, waar kom his story vandaan? Julle praat van die history, dis his story, dis God se storie. Die rest was his story. God het daai kerk gevat, en het daai kerk gebruik. So ek wil nou vandag, in die lig nou hiervan, 'n belangrike aankondiging maak. Gelukkig sit julle. Ons gaan kerk bou. Ons besluit, ons gaan 'n kerk bou. En wat het ons nodig vir hierdie kerk? Sal julle nou tydelik weet. Ons het 'n bouplan nodig, bouplanne. En ons het bouers. En ons het geld nodig. Baie meer as wat ons nou weet. Het ons geld nodig. En ek het gedink om vir julle net so sneak peek, as ek nou die Engels kan gebruik, van hoe die kerk gaan lyk. Vir julle te wys. Wys gou vir ons hoe gaan die kerk lyk. Dis soos hy lyk. Dis die kerk wat ons wil bou. Mense. Jy kan relax. Ons is gelukkig in hierdie gebou. Baie mense, as mense sê, ons gaan kerk bou, dan dink hulle soos hierdie mense langs aan die Anglicans, wat 'n mooi kerk gaan bou, en ek sê nie dat is verkeerd om 'n kerk te bou nie, die Here sal vir ons op 'n stadium roep, maar op hierdie oomblik weet ek die leiding wat ons het, as ons moet kerk bou, en die kerkbou is mense, en die kerkbou is julle, en julle is die bouers, maar julle is ook die kerk, wat ons gaan bou. Maar hoor wat staan in vers 39, so amazing, hy sê, hierdie belofte, wat God gee, is vir julle, en vir julle kinders, en vir die wat daar ver is. So as ons die oomblik die prentjie kan kry, ons gaan 'n kerk bou. En ons is besig om 'n kerk te bou. En hierdie kerk is vir julle, want dit is 'n belofte van God, en vir julle kinders, julle ook, julle wat hier sit, julle kinders, en vir almal wat daar ver is. En daarom sê ons, die kerk is die perfekte plek vir ons mense wat nie perfek is nie, om na toe te kom, want ons kinders kan hier kom, en hier kan hulle God se woord hoor, en die mense wat daar ver is, wat nog buite die kerk is, kan hier na toe kom. En hoe was hierdie kerk? Ons weet, hulle was Jesus gesentreerd. Maar hulle was ook woord gebaseerd, want ons lees hier in vers 42, hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, en die gemeenskaplike maaltyd, en die gebede. So ek het die week so voorberei, en dink ek so hartseer geword, as mens dink oor die kerk, en ek praat nou van die kerk in die algemeen, hoe jy lees eintlik hoe die kerk afgedwaal het, hoe baie gemeentes probeer om so modern te wees, en die woord is nie belangrik nie, as klomp gimmicks. En toe lees ek hierdie ding na wat 'n ou geskryf het met die naam van Michael Hort, en hy's 'n professor in die teologie. Nou gaan julle sien hoe goed is my Engels, want ek gaan nou in Engels lees. Maar wat hy gaan doen het, hy het gegaan en hy het gaan in kerke se websites gaan kyk het, hoe word hulle kerk beskryf? Hoe beskryf mense hulle kerk? En hy het so bymekaar geskryf. En hoor hoe se skryf die ouens. Die ouens sê ons kerk is radical. Ons het 'n epic kerk of revolutionary. Hoe spreek jy dit uit? Revolutionair. Ons is 'n revolusionêre kerk. Ons is transformative, impactful. Ons kerk is life-changing of extreme of awesome of emergent, alternative. Ons het 'n innovative church, on the edge, explosive, breakthrough, whole new level. En toe vra hy, whatever happened to ordinary? Wat gebeur met 'n eenvoudige kerk? Wie sal op hulle website skryf? En ek gaan dit op ons website skryf.
Ons is 'n orde in hierdie kerk. Want dis wat hierdie kerk was. Dit was eenvoudige mense wat een ding gehad het. En dit was die woord en die gees en mekaar. En 'n mond wat getuig het. Dis waarna nie perfekte mense sal wil kom. As ons mense moet trek deur een of ander gimmick, of een of ander smartheid, of een of ander wat, selfs deur 'n prediker, stop dit. Het gaan oor die woord. Dis 'n eenvoudige kerk. Ons wil nie epic, impactful, life-changing, extreme, awesome, emergent wees nie. Ons wil ordinair wees. Dis die kerk wat ons wil bou. So julle sien Alkabe, hoe lyk die gebou, né? Dis ordinair. En baie ouens soek so emosionele ervaring. En ek is nie 'n probleem dat ons emosioneel raak nie, maar as jy hier uitgaan en jy is emosioneel deur my geraak, dan moet jy met my kom praat. Dan hoort ek nie hier, dan moet jy my wegkry. As jy emosioneel geraak was deur God se woord, sê die woord het my aangeraak, daarom is ek emosioneel, dan is ons op die regte plek. En al hierdie nuwe kerke, nuwe trends, kom hoor ek deesdae ouens sê, maar die kerk moet relevant wees. Sê wie? Die kerk moet aanpas by die wêreld. Sê wie? Hoe durf mense vir God sê? Jy moet relevant raak. Jy moet aanpas. 'n Kerk kan nie aanpas by God kan nie aanpas by die kerk of by die wêreld nie. Die kerk is God se kerk. So as ons dink oor hoe die eerste kerk was, dan sien ek niks van epic, extreme, radical, niks nie. Ek sien nie rook op die verhoog en sulke goed nie. Ek sien hulle het die woord gehad. As ons wil kerk bou, is dit die eerste ding. Dat die woord in jou lewe sentraal sal wees. Dat jy in jou lewe besluite sal neem rondom die woord. As jy moet iets doen, sê maar ek wil eers hoor wat sê God se woord. Ons moet hoor wat sê die woord. Ek kan nie net aangaan soos ek wil nie, maak soos ek wil nie, dink soos ek wil nie. Die woord, as dit sentraal begin in julle lewe staan, en in my lewe staan, en in hierdie kerk se lewe staan, dan sal, sê die Bybel, sal mense hierna toe stroom, want hulle sal sê, God is daar. Mense sal na jou toe kom, jy het nie nodig om te wonder, met wie sal ek ooit praat oor die Here nie. Jy het nie nodig om te dink, ek sal niemand mee kan praat nie. Jy sal nie nodig hê nie, want as die woord sentraal begin staan, en jy vat dit saam met jou, en jy lees dit, en jy bestudeer dit, en jy leef dit, dan sal die Here vir jou mense stuur, want jy is maar so gereed. Dit help nie, jy weet nie wat om te sê nie. Baie mense sê vir my, maar ek weet nie wat om te sê nie. Hallo, jy het die handleiding. En jy is nou lekker, jy het hom so op jou iPhone ook. Dis so lekker. As iemand my vra, kan ek gou op die iPhone gaan. Die iPhone kan ek net nie merke op. Ek het al op my iPhone probeer, notas maak my dit werk nie. Want oomblik as jy volgende bladsy is, dan is die nota gone. Ja. Maar kry vir jou dit op jou foon, want dit is so lekker, die woord by jou te hê. Dis die eerste ding. So ek wil sê, mag die Here my help. En my ma het altyd gesê, oor my dooie liggaam. En ek wil eintlik sê, oor my dooie liggaam. Sal hierdie kerk ooit aanpas by groepe mense, wat druk wil kom sit op 'n kerk, om te sê, julle se moet verander. Die woord alleen. So ek sê, oor my dooie liggaam. Die kerk, God se woord is onveranderd. Die tweede ding wat by hierdie gemeente baie sterk 'n rol gespeel het, lees ek hier in vers 42, die laaste deel. Hy sê, hulle het heel hartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, en die gebede. Gebed is die sentrale ding van 'n gemeente wat kerk bou. As ons besig is om hier 'n kerk te bou, wat vir julle is, en vir julle kinders, en vir die wat daar ver is, dan is gebed die sentrale gedagte in hierdie kerk. En daarom kan ons weet, ons bid in hierdie gemeente, en ons weet, julle bid, maar ons sal veel meer ontbid. En ek is skuldig daaraan, dat te min briefies daar is van myself, vir hierdie kerk. Bekerings, en mense in ons gemeente, bou die kerk, bid, prys die Here, hier is vanoggend 2 vir die jeug. Ons moet bid vir ons jong mense. Ons bid vir die kerk. Ek wil jou vra, wil jy ten minste eenmal 'n week bid, vir my, en vir die kerk, maar asseblief, as jy dit daagliks kan doen, sal dit ook help. Maar jou eie gebedslewe, gaan bepaal, of God mense vir jou stuur. First talk to God about people before you talk to people about God. Het ek vir julle al gesê. So begin dit saam in gebed met die Here doen. In jou eie persoonlike gebedslewe. En as dit nie daar is nie, dan kan jy vandag sê, ek gaan dit aanpas.
Want ek sien, as ek wil gebou word as 'n kerk, dan is gebed sentraal. En dit is belangrik. Kom ek lees verder hier so in Handelinge, vers 43. Hulle sê die apostels het baie wonders en tekens gedoen. En dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. En die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Die volgende ding wat ek by hierdie gemeente sien, hulle het mekaar gehad. Daar was 'n eensgesindheid. Hulle het by mekaar gekom, dat hulle gemeenskaplike maaltyd gehou. Dat hulle die woord bestudeer. Daar was die hele tyd hierdie by mekaar kom en droom oor hierdie kerk. Dit wat met hulle gebeur het. Daar's niemand buite ons gemeente, buite hierdie kampus, wat in die nag sal wakker lê oor hierdie kerk nie. Daar's niemand wat ek van weet, wat buite ons gemeente is, wat sal wonder of ons kinders die Here sal leer ken nie. Daar's niemand buite nie. Daar's niemand wat gaan kom help om hierdie kerk te bou nie, behalwe ons. Dis ons, en ek weet nie hoekom die Here jou gekies het nie, maar jy's deel van dit, en eintlik moet jy op en afspring van blydskap sê, ek is 'n bouer, ek is 'n koningsbouer, ek bou in die Here se huis, en wat 'n voorreg. Dis die hoogste werk wat jy kan kry, jy soek bevordering, vandag is almal bevorder tot bouers van God se kerk. En dis ons wat hierdie kerk sal bou, is niemand anders. So waar wil jy kuier? Daar wil jy by mekaar kom, daar wil julle vanmiddag by mekaar gaan kom. Moenie oor die dominee en die leiers agter hulle rug sommer net skinder en praat nie. Man, praat sommer net oor die kerk. Sê, hoe gaan ons hierdie kerk bou? Raak opgewonde oor hier wees. En ek sê nie, jy mag nie ander goedes doen nie, maar wees reg. Want ek bly daarby staan, en ek het dit al hier gesê, hierdie gemeente is die beste gerad, ek sê nie dis die enigste gemeente nie, maar ons is die beste gerad om Suid-Afrikaners te bereik. Want hier, al is ons Engels sprekend, hier voel ons tuis. Ons het 3 kampusse, 2 Afrikaans, 1 Engels. Ons is die beste ook, ons is een van die beste toegeruste gemeentes om ander etniese groepe te bereik, wat ook migrants is. En ek is so dankbaar vir ons Singleton gemeente, waar daar 8, 9 partyk, Johan sê 9 etniese groepe in daai kerk is. Van Egiptenare, Iranese. Wat is ou wat by jou werk? Wat se geras is hy? Egiptenaar, Iranese, selfs Afrikaners daar. Dis ossies daar. Die Here het daai kerk gevat en 'n multi-etniese kerk gemaak, want ons verstaan hoe om 'n migrant te wees. Ons is die beste gerad. Prys die Here daarvoor. Ek praat in hierdie week met 'n dominee wat by 'n kerk is wat 50 jaar oud is, oor die 40 jaar oud is. Hulle gebou is al 40 jaar daar, is lankal afbetaal. Nou sê ek, hoe gaan dit in die gemeente? Vir lidmaat het jy, hy sê 120. Ek sê in jeug, hy sê niks. Almal is oor 60. En ek dink net, hoe gaan dit oor 30 jaar hier lyk? Maar ek gaan nie meer wees nie. It's gone, hemel toe. Maar julle gaan nog hier wees. En as julle almal oor die 60, waar wil jy nou? En julle nog, julle is nog op pad. Maar gaan ons dan 'n kerk wees vir 60-jariges plus? Of gaan daar jong mense wees wat by hierdie kerk bly? Dis die kerk wat ons moet bou. Dis waarmee ons besig is. En dan natuurlik, ons het bouplanne, dis die bouplanne is die woord en Jesus en die Gees, en ons het mekaar wat die bouers is, jy het geld nodig. Hier staan dit in vers 45. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Dis weer eens, as ons 'n gemeente wil bou, het ons nie buitefondse nie. Dis nie asof die staat vir ons kom sê, hallo, ons hou van wat julle doen, ons gaan julle geld gee, of Lotto gaan ons kom geld gee nie. Hierdie gemeente word net deur hierdie gemeente se mense gebou. En dis wat hierdie gemeente gebou het. Hulle het gekom, en hulle het gesê, wel, hier is geld nodig, so kom en ons bou hierdie kerk. En dis die eerste gemeente waaruit ons almal uitgekom het. En as jy geld ooit gegee het vir die kerk, stop dit. Want jy gee nie geld vir die kerk, jy gee geld vir God, uit dankbaarheid.
En sê vir hom, Here, die manier hoe ek dit vir jou wil gee, is by u liggaam. En wat gebruik dit, sodat die kerk gebou kan word. En ek is so dankbaar om te sê dat meer as 95% van al die geld wat in ons kerk ingaan, is vir bediening. Hier en daar moet ons nou hier betaal en ons met klein ander goedjies betaal, maar meer as 95% van alle geld wat in hierdie gemeente ingaan, gaan net so vir bediening. Ons bou nie geboue nie, ons het niks om te onderhou nie. Ons bou kerk van mense met gesigte. En dan lees ek die laaste ding wat ek by hulle lees hier, so hy sê in vers 47, hy sê, en hulle het God geprys. En die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense bygevoeg. Hy het God geprys. Hierdie was 'n gemeente, en dit is eintlik maar die DNA van elke gemeente. En dit is 'n DNA van jou lewe as 'n Christen. So om 'n lewe te lewe, waarin alles oor God gaan. Gaan nie in hierdie gemeente oor ons nie. Al praat ek nou daaroor, en ek sê ons gaan ons kinders hierdie kerk bou, is die hoogste ding wat ons met 'n gedagte hou. In alles wat ons doen, verheerlik ons vir God. Jy kan dalk sê, dis 'n lekker kerk of 'n sleg kerk, maak nou nie saak wat jy sê nie. Maar wat jy nie kom sê, die Gloria gemeente is presies wat die naam sê. Want die naam die Gloria beteken, verheerlik God. So elke keer as jy ons gemeente se naam op jou lippe neem, is dit presies wat ons wil wees. 'n Gemeente wat sê, dit gaan alles oor God. Niks oor ons nie. Dis waaroor dit gaan. So kom ek maak dit vas en ek sluit dit gou af. Wat hoor ek volgende? Ons gaan 'n kerk bou. Dis amper so sê ek, I bought a Jeep. Ons gaan 'n kerk bou. Jy moet daai, jy was opgewonde. Ons gaan 'n kerk bou. Met so 'n advertensie vir ons maak. Ons gaan 'n kerk bou. En hoe gaan hierdie kerk lyk? Soos die eerste gemeente. Jesus is die fundament. En die sement wat dit aan mekaar bou, is die woord en die gees. Ons het niks anders nie. Julle kom van verskillende kerke. Daai kerk het in Suid-Afrika gelos. Hierdie is 'n kerk wat God wil hê. Ons moet bou vir julle en vir julle kinders en vir die wat daar ver is. Dis waaroor hierdie kerk gaan. En ek glo nie, ons gaan hierdie kerk groei met gimmicks, rook op die verhoog, miskien moet ons dit probeer, ek weet nie. Nee, net die woord. Net die woord alleen. En die gees. En gebed. Dit is baie gebed. En 'n eensgesindheid. En mense wat sal sê, ons is bereid om te gee. Meer nog as wat ons kan gee. En ons wil hierdie gemeente 'n gemeente maak waar ons God prys in alles. En dan staan daar vers 47. En die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het hulle elke dag gered. Mense wat gered is bygevoeg. So wat gebeur dan met 'n kerk wat die perfekte plek is? Die gemeenskap sê, ons wil deel wees. Ons wil julle welkom heet. Maak nie saak hoe vyandige gemeenskap is. Ons het gesien in Turkye. As jy kerk van Here Jesus Christus is in 'n moslimland, dan aanvaar hulle jou, wil hulle jou doodmaak. Maar God voeg by. God gaan in jou lewe begin werk. En as jy die woord en die gees en gebed en saamwerk en God prys, dan sal God sê, by hierdie mense kan ek iets byvoeg. Dis God wat byvoeg. Kom ons bid. Here, u woord, mag dit so wees dat u woord by my en by elkeen van ons die sentrale dryfveer sal wees om Jesus Christus ons alles te maak. En dankie vir u Heilige Gees. En Here, hierdie woorde wat hier agter ons staan, is woorde wat ons uit u uitgekry het. Nie ons wat dit kon uitdink nie. 'n Jesus gesentreerde, woordgebaseerde, Heilige Gees geïnspireerde gemeente. Waarin God geprys word net deur ons naam. En mag dit so wees dat ons wat vanoggend hier sit, sal snap, dis ons wat kerk moet bou. Ons gaan hierdie kerk bou. Maar nie uit ons eie krag nie. Want jy sê, u wat bekwaam maak, is u wat die Gees gee. En volgende toe ek weer gelees het, dan lees ek net daar, u sê, dat julle is my tempel.
U trek by ons in. Mag ons 'n plek bou. En ek wil sommer nou vir u vra. Here, voel u welkom by ons kerk? En hoe bly u by ons? Is dit vir u lekker om by ons te bly? Is dit vir u lekker om elkeen van hierdie lidmate te bly? Is dit vir u lekker om deel te wees van hulle lewe? Help vir ons om vir ons 'n plek te bou, 'n kerk te bou, wat dit net om u gaan. Waar u kan sê, hier kan ek lekker bly. Ek hoef nie te kompeteer met die wêreld en met sport en met al hierdie ander aktiwiteite nie. Hier is 'n plek wat toegewy is vir my. Dankie Jesus, dat U ons gaan help in hierdie bouproses. Ons weet, ons wil hierdie plek maak, 'n plek waar nie perfekte mense sal kom. Dis hier is ons tuis. Help vir ons in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en sing ons 'n lied wat eintlik maar alles saamvat. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Kom ons staan. Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel, geskep die woord en gees, verloren is op aarde, maar wil sy volk dan wees. Hy bevry alle volken, een volk vir hom te staan. In geloof en werke, in sy heilige naam. Hy gee die door die lewe, hy gee die heilige roep, om alle te versieren, en het jou liefde Sit man, dan dien ons die Here met ons offergawe.
Op U alleen vertrou ek hier. Ek sal my roemerie versoeken aan die kruis. En elk oorwinning hier sien ek dit meer en meer. My bron van krag, my vaste hoop is U alleen. Op U alleen vertrou ek hier. Ek sal my roemerie versoenen aan die kruis. En elk oorwinning hier sien ek dit meer en meer. My bron van krag, my vaste hoop is U alleen. Op U alleen vertrou ek hier. Ek sal my roemerie versoenen aan die kruis. En elk oorwinning hier sien ek dit meer en meer. My bron van krag, my vaste hoop is U alleen. My bron van krag, my vaste hoop is U alleen. Ja, Here, U is ons bron van krag. En op U alleen sal ons fokus. U is ons rots. Dankie vir die dankoffer wat ons vir U kan bring en ons wil regtig vra dat U dit sal seën. Ook tot die bou van hierdie kerk. Wat U mense is. In Jesus se naam. Amen. Ek wil gou met julle die afkondigings doen en ek wil dan, ons het vandag nou 'n gemeentevergadering vinnig. Net 'n paar terugvoer wat ek vir julle moet deel. En daarom het ek is eintlik toevallig dat, nie toevallig, maar soos die Here werk, is dat ons hierdie boodskap nou eintlik by die gemeentevergadering eintlik baie aanpas. Maar kom ek vinnig met julle die afkondigings. Ons gaan, daar's geen belydensklas nie omdat ons dit nie meer het nie, maar net vir hierdie week, want daar ek dink die kinders se klomp skryf eksamen. En die omgegroepe gaan aan met die les, dis nog 2 lesse. Dan November volgende week. As jy hier is en jy is nog nie hier amptelik hier voorkom staan nie. Ons wil julle net verwelkom as nuwe lidmate, as jy 'n nuwe lidmaat is. As jy al reeds 'n vorm ingevul het, moenie daarop waag dat ek dit sal onthou nie, want ek is mos nou grys. Kom altyd weg daarmee. Jy sal ook nog grys word, jy sê ja, omdat ek oud is. Maar gaan sê vir Elise daar asseblief, Elise staan gou op. Dan nee, jy moet maar opstaan vandag. Daar sê, gaan sê net vir haar, hoor jy, ek wil volgende week net inskryf. Want jy's reeds 'n lidmaat, maar jy kom staan hier voor, ons verwelkom vir jou as 'n spesiale geniet. En is nagmaal. En ons gaan nog vir Rudy sommer bevestig as ouderling. Soos 'n groot feesgeleentheid. Bring julle mense en die volgende week ook. Ons gaan volgende week eer bring aan God en die week daarop is die kerssangdiens, die oggenddiens en bring julle vriende na hierdie geleentheid toe dat ons heerlik saam ook lof aan die Here kan bring en eer. Ek dink dis dit. As jy voel jy moet gaan, die vergadering behoort nie lank te wees nie. Dis deel van ons erediens. Kom ons bid net. Vader, ons wil nou ook verder praat oor die gemeente se werk hier in Rockingham, maar ook in die ander kampusse. En dankie dat U vir ons 'n kerk gegee het. Dis amazing. Dink ons kerk is nou net so 5 jaar oud. Het vir ons 3 kampusse gegee. So klompie mense wat ernstig is met U. En dankie dat ons kan sien en glo. U gaan ook deur hierdie gemeente impak maak. Amen. So die eerste ding wat ek vinnig vir julle sê oor die agenda